Hallo almal en baie welkom. Is julle reg vir 'n lekker vinnige breinoefening? Ons gaan daai aardrykskunde kennis 'n bietjie opskerp vir die eksamen. Klink goed? Fantasties. Kom ons spring sommer dadelik weg. So, hier's ons plan vir vandag. Ons gaan deur 5 vinnige rondes werk. Eers kyk ons na die groot prentjie, die wêreld. Dan leer ons die taal van kaarte, hoe om rigting te hou, ons speel 'n bietjie met syfers en dan heel laaste bring ons dit terug huis toe, na Suid-Afrika. Gereed, kom ons begin. Goed, ronde 1. Kom ons duik sommer dadelik in. En ons begin met die grootste ding van als, ons ongelooflike planeet, die aarde. Reg, hier is die eerste vraag. En dis nogal 'n belangrike een. Dink 'n bietjie mooi. Wat noem die wetenskappeliks die presiese vorm van die aarde? As jy gedink het, sferies, is jy 100% reg. Dis eintlik net 'n spoggige woord, wat beteken dit is rond, nes 'n bal. Mooi so. OK, volgende vraag vir julle. Nou ja, ons gebruik albei om die wêreld te sien. Maar wat is nou eintlik die verskil tussen 'n aardbol en 'n wêreldkaart? Wel, die groot verskil is dit. 'n Aardbol is 'n ronde 3D-model, net soos die aarde self, so jy kan net een kant op 'n slag sien. 'n Wêreldkaart aan die ander kant is heeltemal plat en wys vir jou die hele prentjie op een slag. Dink gou-gou hoe ons planeet uit die ruimte uitlyk. Hulle noem dit nie verniet die blou planeet nie. Maar presies hoe blou is dit? Hoeveel van die aarde is water? Die antwoord is 'n ongelooflike 70%. Kyk net daaraan. Dis 'n reuse hoeveelheid. Net 30% van ons planeet is eintlik land. Goed, hier kom nou 'n dubbele uitdaging. Is julle reg? Kan jy al 7 die vaste lande of kontinente en die 3 grootste oseane vir my noem? Kom ons kyk of jy kan. Reg, kom ons gaan saam deur hulle. Ons vaste lande is natuurlik Afrika, Asië, Europa, Noord-Amerika, Suid-Amerika, Australië en daai yskoue een heel onder Antarktika. En die 3 reuse oseane, dis die Stille Oseaan, die Atlantiese Oseaan en die Indiese Oseaan. Laaste vraag vir hierdie ronde. Dink aan plekke soos, sê nou maar, Madagaskar of selfs Robben Island. Wat is die regte geografiese naam vir so 'n plek? As jy eiland gesê het, is jy presies reg. Mooi so. Julle vaar sommer uitstekend in hierdie eerste ronde. Hou so aan. En dis tyd vir ronde 2. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na die spesiale taal wat ons gebruik as ons met kaarte werk. Kom ons leer 'n paar belangrike kaartterme. Weereens 'n 2-in-1 vraag. So, wat noem ons die persoon wat die kaarte eintlik teken? En wat noem ons daardie groot boek wat propvol kaarte is? Die persoon wat kaarte teken, is 'n kartograaf en 'n atlas. Ja, dis daardie wonderlike boek wat vol gepak is met kaarte van reg oor die wêreld. Jy kan so daaraan dink. Die kartograaf is die kunstenaar en die atlas is hulle kunsgalerie. Reg so. Kaarte kom in allerlei soorte en geure. So wat is die groot verskil tussen 'n fisiese kaart en 'n politieke kaart? Wel, dis eintlik heel eenvoudig. 'n Fisiese kaart wys vir jou die natuur, dinge soos berge, riviere en valleie. 'n Politieke kaart aan die ander kant wys vir jou die grense wat mense gemaak het, soos lande, provinsies en stede. So een wys die natuur en die ander een wys wat mense gebou het. En daar's ons by ronde 3. Nou gaan ons seker maak ons weet altyd waarheen ons op pad is. Dis tyd vir kompasrigtings. Goed, hier's die uitdaging. Hoeveel hoofrigtings is daar op 'n kompas? En, dink jy kan al 8 van hulle in die regte volgorde noem as ons kloksgewys by noord begin? Gee dit 'n probeerslag. Daar is 8 hoofrigtings. Kom ons sien hulle saam. Mooi kloksgewys. Noord, dan noordoos, oos, suidoos, suid, suidwes, wes en laastens noordwes. Baie goed. Onthou net, daardie volgorde, dis die sleutel. Reg, ons is al by ronde 4. Aardrykskunde gaan nie net oor plekke op 'n kaart nie, né? Dit gaan ook oor data en wat deesdae in die wêreld aangaan. So kom ons kyk 'n bietjie na statistieke en nuus. OK, hier is 'n vinnige een met 'n paar tegniese terme. 3 goed wat jy moet weet. Wat is 'n inhoudsbladsy? Wat beteken statistieke? En hoe meet ons reën en temperatuur? Kom ons breek dit gou af. 'n Inhoudsbladsy is daai lys voor in die boek wat vir jou sê waar om alles te kry. Statistieke.
Dis net 'n ander woord vir feite wat in getalle gewys word. En dan, ons meet reënval in millimeter en temperatuur in grade Celsius. Sien, maklik. Goed, kom ons kyk of ons dit prakties kan maak. Kan jy dink aan 2 voorbeelde van globale statistieke? En wat op aarde beteken die woorde aktuelle gebeure? Hier is 'n paar nogal indrukwekkende voorbeelde. Die Nylrivier is byna 6700 km lank en Berg Everest is meer as 8800 meter hoog. Sien, dis statistieke. En aktuelle gebeure, dis eintlik maar net die nuus, dinge wat onlangs in die wêreld gebeur het. En hier is ons, die laaste ronde. Dis blitsrondetyd. So kom ons bring ons fokus nou reg terug huis toe, na Suid-Afrika se provinsies. Is julle gereed hiervoor? Goed, hier is die groot vraag, die een wat jy moet ken. Kan jy al 9 provinsies van ons pragtige land opnoem? Hierdie een is baie belangrik vir die eksamen. En daar is hulle. Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, die Vrystaat, Wes-Kaap, KwaZulu-Natal, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Noordwes. Het jy almal reg gekry? Fantasties. Baie geluk, julle het die hele vasvra voltooi. Uitstekende werk. Julle het ongelooflik goed gedoen vandag. So, nou dat jy al hierdie plekke en name ken, wil ek jy met hierdie laaste gedagte los. As jy enige plek in ons land kom besoek, watter een van hierdie 9 provinsies sou jy eerste wou gaan verken? Hou aan leer en nog belangriker, hou aan ontdek.